Baie hartlik welkom aan ons aanlyn kykers, ook by hierdie geleentheid vanoggend. Mag die Here ons saam weer seën, dis die tweede Sondag in Pasen. En ons sê uiteindelik ook vir mekaar dat Jesus leef en ons met hom. Die dood, wie sou vir jou nog bewe? Die belangrikheid dat ons nie nodig het om die dood meer te vrees nie, want Jesus maak ons oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Op hierdie Sondag wil ons uit die Here se woord lees, Johannes 20 vers 19 tot 31. Ons is reeds geruime tyd besig met Johannes 20, maar kom ons lees vanoggend vanaf vers 19 tot 31 en amper gepas op hierdie dag waar daar in ons dorp gewerk word aan die elektrisiteit en ons in die donker is, kan ons dalk iets verstaan van die gebeure daar die Sondag aand waar die disippels by mekaar was. En ons lees in Johannes 20 van vers 19 af die volgende woorde. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vir 'n tweede keer, vrede vir julle, sê hy weer. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek in sy hand en in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. 'n Herhaling van dit wat ons in vers 19 gesien het. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, weer eens hoor ons, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy gesien het? Gelukkig is die wat my nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskryf is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Kom ons lees tot sover toe, mag die Here ook sy woord aan ons harte seën. Vriende, ons sê vir mekaar, soos wat die teks begin, dit was 'n Sondag aand. Dit was 'n Sondag aand na Paasfees. Dit was 'n Sondag aand nadat Maria die belewenis gehad het van die opgestane Here Jesus Christus. Petrus en Johannes by die graf was, en huis toe gegaan het, en dan is hulle by mekaar saam. En mens sou dink die feit dat daar gesê is, Jesus leef, hy het opgestaan, dat daar 'n vrolike atmosfeer tussen die disippels sou wees. Maar die disippels vier nie fees nie. Hulle sit, die deure is gesluit,
Hulle vrees is 'n werklikheid, hulle is bang vir die Jode, daar's 'n stuk onsekerheid wat swaar in die vertrek hang. Hulle weet nie wat gebeur volgende nie, hulle weet nie meer wie kan hulle vertrou nie, hulle weet nie waarheen om te gaan nie. Nou kan ons sê, dis die disippels van destyds. Ons kon vanoggend vir 'n oomblik die kerkgebou se deure toemaak en binne in hierdie gebou beleef wat dit beteken om agter toegeslote deure bymekaar te wees. So dit wat die disippels beleef en ervaar agter geslote deure is nie noodwendig vreemd vir mense in 2026 nie. Ons ken dit. Toe deure. Deure wat ons toemaak, plekke wat ons nooit weer wil besoek nie. Ruimtes waar ons onsself beskerm. Plekke waar ons bang is om te gaan. Plekke wat ons twyfel kan noem. Plekke waar ons angstig is. Plekke waar ons onseker is. Plekke waar ons bang is. En op 'n eenvoudige manier kom Jesus op 'n manier wat niemand in die vertrek verstaan nie, agter hierdie geslote deure in. Terwyl mense op hierdie plekke sit, kom staan Jesus tussen hulle. Ek wil hê jy moet iets daarvan hoor. Ons het baie keer hierdie verwagting dat ons moet reg wees, ons moet die regte atmosfeer skep, en dan sal ons Jesus kan ontvang. Dan sal hy by ons verskyn. Maar baie belangrik is, ek wil hê jy moet verstaan, want ons sien dit gebeur 8 dae later. Interessant. In die eerste ontmoeting, daardie Sondag aand, sê Jesus 2 keer vrede vir julle. 8 dae later is hulle weer bymekaar is, ten spyte van Jesus wat 2 keer gesê het vrede vir julle, sy hande in sy voete, sy hande in sy sy gewys het. Hulle die Heilige Gees laat ontvang het. Gesê het soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, is hulle 8 dae later weer op dieselfde plek. Waarmee help dit my en jou? Om nie moedeloos te raak. As ons beleef dat ons meer as een keer agter 'n toedeur gaan wegkruip. Of as ek en jy ten spyte van God se vredestoesegging nog steeds agter geslote deure bly sit. So ek wil net hê jy moet oop wees vir daardie ontmoeting met Jesus, waar en wanneer jy dit nie verwag nie. Toe kom staan Jesus tussen hulle. Nie nadat hulle reg was nie. Nie nadat hulle 'n Bybelkennis toets geslaag het nie. Maar hy kom staan by hulle terwyl die deure nog gesluit is. Terwyl daar nog vrees in hulle harte is, terwyl daar nog onsekerheid is, angs, twyfel. En dan die aangrypende. Jesus verstaan wat het hulle nodig agter die toedeure. Sy eerste woorde: vrede vir julle. Nie 'n verduideliking van wat gebeur het nie. Nie 'n uittrap sessie omdat hulle bang agter geslote deure sit nie. Hy sê vir hulle vrede vir julle. En hy sê dit 'n tweede keer.
Dis amper so in die verbygaan waar daar staan die disippels was bly dat hy daar was. Hulle het gesukkel om te glo wat gebeur. So Jesus gaan baie mooi met hulle om. En dan, vriende, in 'n tyd soos hierdie, is dit belangrik om vir mekaar te sê, nadat Jesus gepraat het, doen hy. Hy wys sy hande, hy wys sy spiesverwonde sy, so iets van die opgestane Here Jesus, moet ek en jy verstaan, is dat hy die merke van sy lyding aan sy liggaam dra. Die feit dat opstanding plaasgevind het, vat nie die tekens van pyn en lyding weg nie. Dit is steeds daar. So iewers moet ek en jy verstaan dat opstanding nie wonde uitvee nie, maar dat daar juis vanuit die wonde nuwe lewe gebeur. Soos wat vers 31 uiteindelik sê, hierdie wondertekens is beskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ek en julle het al daaroor gepraat. Hoeveel littekens het ons aan ons liggame? En dan kan dit nou fisiese littekens wees, of dit kan emosionele wonde wees wat jy met jou saamdra. Die merke daarvan is daar. Maar daar het vir ons al uit daai goed, as ons dit herbesoek, het daar al lewe gekom, het daar vir ons heelheid gekom. En nou is daar iemand tussen hulle, met die naam Thomas, wat die eerste keer nie daar was nie. En wat Thomas in kort sê is, as ek nie sien nie, glo ek nie. As Jesus 8 dae later weerkom, terwille van Thomas, en weer sê vrede vir julle, hoe verskil die eerste en die tweede? Eerste een het hy sy wonde gewys, nee, die tweede keer sê hy vir Thomas, kom, bring jou vinger, bring jou hand. Ongelooflik. Jesus sê nie vir Thomas, jy moes wel beter geweet het nie. Ek het julle mos nou 3 jaar opgelei, julle het mos nou geweet. So Jesus kom weer, hy ontmoet vir Thomas, waar? Daar waar Thomas is, tussen die disippels weer, hoor waarskynlik in dieselfde vertrek, maar belangrik om te sê, Jesus ontmoet vir Thomas, op een van daai plekke, en hy sê, kom, en dan vra hy vir hom, glo jy nou wat jy gesien het? Dan sê hy, geseënd is hulle wat nie gesien het nie en tog geglo het. Maar nêrens blameer Jesus vir Thomas nie. En wat gebeur hier? Jesus is besig met die vorming van sy disippels se geloof. En hy sit op daardie stadium met uiteenlopende karakters, wie se geloof gevorm moet word, sodat hulle gestuur kan word. Sodat hulle kan uitgaan. Ek meen as mens mooi gaan kyk, dan is dit
Wil ek amper sê hierdie selfe bendekie wat in Handelinge 2 die mense is wat die Gees ontvang en dan kan jy nie glo dit wat jy in Johannes 20 lees, hoe bang hulle was agter geslote deure, dan is daar vrymoedigheid, dan is daar niks wat hulle keer nie. Ek wil vir jou vanoggend bemoedig en sê, Jesus kom nie na mense toe wat alles uitgesorteer het nie. So as jy hierdie boodskap vanoggend hoor, dan sê Jesus, kom soos jy is, maar laat my toe om jou te vorm. Daai bekende beeld van die pottebakker en die klei. Laat ons iets uit hierdie situasie uitmaak. So Jesus ontmoet mense agter geslote deure. Waar sit ons in 2026? In 'n wêreld vol geraas, in 'n wêreld vol onsekerheid, in 'n wêreld vol vrees. Daar gebeur goed in hierdie wêreld wat hierdie vlakke opjaag. Die geraas maak dat ons dikwels nie die Here se stem hoor nie. As ons toelaat dat die nuus sy houvas op ons kry, dan is ons in die rooi as dit by onsekerheid kom en by vrees. Ons raak angsbevange want ons verloor beheer. Ons sit met 'n situasie wat ons sê, maar ek verstaan nie wat is op die oomblik aan die gang nie. Ek is dikwels besig om vas te klou, krampagtig, want is tog iets bekend, dis iets wat op 'n manier vir my vrede en rustigheid gee. Dalk is die uitnodiging vanoggend so 'n bietjie anders. Dalk is die eenvoudig, is die uitnodiging vanoggend eenvoudiger. Maak oop waar dit nog toe is. En ons het dit beleef op 'n praktiese manier vanoggend hier in die kerkgebou, toe ons eers die deure toegemaak het en dit donker was, om uiteindelik die deure oop te maak. Toe dit nog toe was. En al is dit nou 'n bewolkte dag, kon daar darm lig deur die deure inkom. So die eenvoudiger uitnodiging vanoggend is, maak oop waar dit nog toe is. Maar dit gaan beteken dat ons met bedagtheid moet lewe. Met aandag, met luister en dan ook met teenwoordigheid. Want ons kan baie keer luister sonder om aandag te gee, wel oorkant die persoon te sit wat met ons praat, sonder dat ons teenwoordig is. My kop is op 'n ander plek. Selfs wanneer Jesus met ons kom praat, probeer ons luister. Maar baie keer sê ons vir mekaar, ons aandag dwaal af. Of ek en jy sit en dink, wat moet hierna gebeur? Waar gaan ek hierna heen? So iewers vra die Here van ons 'n geloof wat daarop bedag is dat hy reeds hier is.
En ek en jy kan dit vir mekaar na daardie Sondag aand sê, en 8 dae later, dat Jesus in plekke is, wat selfs toe is in ons lewe, dat hy reeds daar is. Maar omdat ons aandag nie daar is nie, omdat ons luister gebrekkig is, omdat ons teenwoordigheid dikwels net in die vlees is, mis ons hom. Is hy selfs vanoggend hier? Ons sing dit met groot oortuiging. God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. So mag jy ook weet, God is hier. God is daar, saam met jou, agter jou toe deur. So wat is my uitnodiging aan jou vanoggend? Nie om alles uit te sorteer nie. Nie om perfek te glo nie. Maar dood eenvoudig om die deur oop te maak en om toe te laat om in te kom. Ek weet van daai plekke is jy dalk oor skaam. Dis dalk plekke van seer, van diep pyn. Maar laat hom inkom. En dan sê ek weer, hierdie teks help ons om te sien dat as die eerste keer se inkom in aanhalingstekens nie gewerk het nie, of nie die gewenste uitwerking het nie, dan sal Jesus weer kom. So ek en jy het Thomas is wat sê, ek het nie gesien nie. Ek was nie die eerste keer daar nie. Ek was te uit die veld geslaan. En hy die tweede keer sê, maar bring jou honde, bring jou vinger. Glo jy? So ek wil hê jy moet vanoggend net daar waar jy sit. Daar waar jy saam met ons kyk en luister. Waar jy jouself dink. Waar die Gees jou lei. En jy kan dit net stil voor die Here noem, jy hoef niks. Waar is jou geslote deur? Wat is daar in jou lewe agter toe deure waar Jesus jou wil ontmoet? Waar hy 3 keer vir jou wil sê, vrede vir jou. Waar hy jou nie gaan uittrap omdat jy daarmee worstel, of hy jou gaan help, sodat die lig kan deurbreek agter die toedeur. So dink. Gee jou geslote deure 'n naam. En as jy dit het, sê dit vanoggend vir die Here. Kom ek gee vir julle 'n bietjie stilte. Here Jesus, U wat deur geslote deure kom en in ons midde kom staan.
U sien ons vrees, ons twyfel en ons onsekerheid. U ken vandag my geslote deure. Ek bid vandag, kom staan ook hier tussen ons. En begroet ons met u vredesgroet. Vrede vir julle. Hy het weer 'n keer gesê, vrede vir julle. En 8 dae later toe u weer agter geslote deure die disippels ontmoet het, het hy weer eens gesê, vrede vir julle. En help my om oop te maak. Nie omdat ek noodwendig gereed is nie, maar omdat u reeds hier is, saam met my, agter my geslote deure. Amen. Vriende, wat die week wat voorlê betref, ons gaan hierdie gedeelte inoefen, die hele week van môre af, lees ons kort verse, kort gedagtes, om uiteindelik net te sê dat die Here wil hê ons moet ervaar dat hy ons ontmoet agter geslote deure. So, jy gaan elke dag 'n boodskapie kry, waar jy 'n vers lees, waar jy die prentjie van die brein kry, wat sê jy moet dink, die duif, wat sê ek wag op die leiding van die Gees, 'n kort gebed en dan 'n geleentheid om iets prakties te doen, te leef, te doen en 'n verskil te maak. Jy is welkom om my te kontak op 083-654-0806. Ek is TV van maandag al weer in sirkulasie, so jy is welkom om vir my te kontak. Daarmee groet ons aanlyn kykers, tot 'n volgende keer, mag dit met almal van julle goed gaan. Totsiens.